Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. As ek terugkyk en ek dink aan aanddiens, dan is die een groot ding wat by my hart opkom, is dat God se woord sentraal was. Tot alles wat ons hier wou doen. Ons het God se woord gepreek, ons het God se woord gebid, ons het God se woord gesing, en ons het God se woord probeer deel met mekaar in ons gesinsgroepe. En so die teks wat by my opgekom het, vir vanaand, een wat ek nou oor 'n oomblik gaan lees, het by my opgekom omdat dit my gedagte is wanneer ek dink aan aanddiens. Ek dink aan 'n plek wat regtig beklei het vir die sentraliteit van God se woord. En so die eenvoudige vraag wat ek julle wil vra voor ek God se woord vir ons lees, is wat het die Here deur sy woord in ons midde gedoen? Wat is die dinge waarvoor ons kan dankie sê soos ons terugkyk en dink aan die effek wat God se woord gehad het op ons? Wat is daai dinge? En gedeeltelik is die vraag al klaar beantwoord, maar ek wil spesifiek na God se woord toe gaan en vir julle verder daai vraag beantwoord. Soos ons kyk na God se woord. Kom ons lees God se woord saam. Dit is baie belangrik. Hierdie is die woord van God wat die Here op my hart gedruk het vir vanaand se boodskap. Jesaja 55 vers 9 tot 11. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Dit is God se woord. Ek spring sommer hier in die diepkant in. Die belangrikste ding wat julle moet weet van die profeet Jesaja is dat hy profeteer in 'n tyd en plek waar God se woord in getwyfel was. Dit was 'n tyd van ongehoorsaamheid, 'n tyd van geestelike en ekonomiese agteruitgang vir God se mense. En vir die gemiddelde Israeliet was God se woord leeg, sy wysheid was geminag en sy pad, sy weë, sy ways was vergete. En in hierdie atmosfeer profeteer Jesaja en hy herinner ons wie God is en hy wys ons hoe God se woord werk. Ten spyte van mense wat dink sy woord se inherente krag is verlore. En so hy wys ons wie God is en wat ons moet dink oor sy woord. Hy wys ons God se woord het 'n inherente krag wat geen ander woord op aarde het nie. So kom ek wys julle gou hoe hy dit doen. Jesaja begin deur vir ons te sê God se weë, sy ways is hoër as ons sin. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. So my thoughts than your thoughts. Dis regtig interessant, toe ek gaan mediteer op hierdie stukkie, toe begin ek besef maar oor die algemeen dink ek ons dink nie dis waar wat Jesaja sê nie. Ek dink ons almal dink ons weet presies hoe God werk. Ons dink die teenoorgestelde van Jesaja. God's ways are like my ways. His thoughts are like my thoughts. Almal wat ek mee praat oor my tyd in bediening sover, gelowig of ongelowig, almal is geneig om te dink hulle verstaan die Here. En meeste mense hou nie van sy besluite nie. Die aanname wat meeste mense het, soos wat hulle dink oor die Here se weë en sy maniere, is hulle dink, maar as ek dit kon doen, sou ek dit anders gedoen het. Maar Jesaja wil vir ons sê, heel eerstens, verstaan hierdie. So hoog en so ver en so oneindig soos wat die hemelruim is. Met al die sterre, planete en selfs verder uit, die ander sterrestelsels wat ons nog nie eens ontdek het nie, so ver skiet God se wysheid verby ons in. Ons kan nie eers in ons wildste drome werklik waardeer hoe ver God se planne verby ons in strek nie. Ons kyk dalk om ons na al die swaar kry. Ons kyk na die seer, ons kyk na ons sonde.
En ons mag dalk saam met baie mense sê, waar is God? Maar het ons dit al oorweeg? Dat hy 'n plan het wat so goed is, so groot is, so ryk is, dit val nie eers in ons verwysingsraamwerk in nie. Ons is soos visse in 'n baie, baie klein dam. Wat praat asof ons weet van dinge, maar ons weet nie van die verre wye wêreld wat buite in ons dam aan die gang is nie. Ons weet niks. Ons sien net ons ou klein dammetjie en daarvolgens maak ons allerhande gevolgtrekkings oor ons God. Maar ons kan nie, die waarheid is, ons kan nie eers begin die diepte van God se wysheid waardeer nie. Dit is groter en meer almagtig as wat ons ooit kon dink. En wanneer ons hierdie hoor, hier reg aan die begin, wanneer ons hierdie hoor, moet ons stop en ons moet erken, dit is eintlik regtig arrogant van ons, om te dink ons verstaan ons God, tot daai mate. Dat ons dit beter sou doen as hy. Ons kan nie eens met sekerheid sê wat oor 'n uur van nou af gaan gebeur nie. Hoe kan ons God so klein maak en so minag? Ek is regtig aangeraak deur die Britse prediker Charles Spurgeon die laaste maand of so. En so ek gaan so 'n bietjie vir julle Spurgeon quotes gee vanaand. Maar hoor hoe daag Charles Spurgeon in die 1800s ons uit. Hoe daag hy ons harte uit, soos wat ons dink ons verstaan die Here. Hy sê, we are so like God. Hy erken, we are so like God. Having his image and being intelligent. Ons is in sy beeld geskape. We have our own thoughts. Yet, our thoughts must forever be weak and fragmentary as compared with the thoughts of our Creator. We have little plans to suit our little foresight and power, but his ways are unsearchable. Hoe mooi is dit? Oftentimes he brings light of excessive brightness out of great darkness and produces superior joys out of extraordinary sorrows. Yet, we never knew the half of the hidden benefits which he is working out for us. Nor do we suspect the Lord of a tenth of the goodness which he stores up for us. Compared with him, our wisdom is folly, and our intelligence madness. We have not the wings of eagles on which to soar to the exceeding height of the dealings of the Lord. We walk below and look up wonderingly as men gaze on the stars. We are clear that the profoundest thought will never measure the height of the thoughts of the ways of the eternal. Dis so kragtig. Om hierdie te onthou sal ons in baie opsigte baat, maar spesifiek, ek dink die punt wat Jesaja wil maak is, hy wil hê ons moet verstaan wie God is, juis sodat ons 'n baie spesifieke waardering kan kry van hoe hy met sy woord werk. Sien julle in vers 10, fall as the rain and the snow come down. Hy sê God is soveel hoër. Fall. God is soveel hoër as ons en daarom fall his, en dan begin hy beskryf hoe God sy woord gebruik. Daar's 'n direkte link tussen die almagtige wysheid van God en hoe hy met sy woord werk. En dis die voor, soos reën en so sneeu neerkom. En dit dra vrug. So is God se woord. Ek dink juist dit is dat wanneer ons kyk na God se woord, spesifiek in hoe God se woord in die Bybel verskillende goeders doen, dit is wanneer ons juist sy wysheid waardeer. 'n Wysheid wat hoër is as ons sin. In Genesis is dit God wat praat. Dis sy woorde wat lig skep. Berge, see, diere, alles. Dis sy woorde wat skep. Toe die mens val in sonde en die goeie skepping val terug in chaos in, was dit weer eens God se woorde, sy woorde van belofte en redding, wat weer hoop gebring het in 'n hopelose skepping. En daar's soveel ander voorbeelde van hoe kragtig God se woord werk en hoe sy woord soveel hoër is en sy wees, sy maniere soveel hoër is as wat ons ooit kon dink. God se woord red, God se woord voorspel, God se woord beloof, God se woord is lig in die donkerste plekke. Psalm 119 vers 105.
Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Dit is God se woord, dit is sy woord wat lig is en lig bly in 'n wêreld vol leuns, in 'n tyd en plek waar ons in lewe waar almal hulle agenda en hulle waarheid op ons wil afdwing, bly God se woord ons lig. God se woord is ons lig op 'n donker paadjie wat ons aanhou rigting gee, wat ons aanhou beskerm en ons aanhou transformeer. Die punt wat Jesaja wil maak is, hy probeer kommunikeer, sien die krag van God en sien die krag van sy woord wat nooit nie bereik waarvoor dit uitgaan nie. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return, they water the earth. Dit dra vrug. Soos dat sy woord uitgaan, it does not return empty, but it shall, sterk woorde, it shall accomplish that for which I purpose. It shall succeed the thing for which I sent it. Hier's die punt. Aandiens, as ek terugdink aan die 3,5 jaar wat die Here ons hier geseën het, dan dink ek aan 'n tyd waar week na week God se woord het in ons midde en hier uitgegaan. Dis waarna ek dink. Dis God se woord wat uitgegaan het. Dit het onder ons uitgegaan, onder mekaar, soos wat ons gesels het met mekaar en net stukkies waarheid uitgekom. En in gesprekke, partykeer harde woorde met mekaar, partykeer bemoedigende woorde, partykeer 'n goeie herinnering. God se woord in ons geselskap het uitgegaan. Ons het God se woord gesing, waarhede van wie hy is, wie ons is en wat hy vir ons gedoen het ten spyte van wie ons is. Sy almag, sy krag, sy wysheid, al daai dinge het ons gesing, ons het hom geprys en dit is alles vanaf sy woord. Dis sy woord. Sy woord was ook gelees op Sondag, maar nie net op Sondag nie spesifiek. Was God se woord gelees en saam bespreek in ons kleiner geloofsgemeenskapies, ons gesinne. En ek wil sommer nou sê dankie vir ons gesinsleiers wat week na week getrou God se woord oopgemaak het en dit verduidelik het, bespreek het. Daar het God se woord uitgegaan. Dankie vir julle getrouheid. En dan natuurlik ook was God se woord in ons midde gepreek. God se woord was gepreek en dis wat God se woord sê ons moet doen. Preek my woord. En preek beteken verduidelik God se woord op so 'n manier dat ons verstaan hoe ons dit kan uitlewe in gehoorsaamheid teenoor God. Ons moet God se woord preek en dit was gepreek. En soos hierdie seisoen tot 'n einde toe kom, dan dink ek dis maklik vir ons om te dink, maar wat het God se woord bereik in ons midde? Die antwoord is, dit het alles perfek bereik, soos wat God gewou gehad het dit moet. Dis die antwoord. Wat het God se woord bereik? Dit het alles perfek bereik, soos wat God wou gehad het dit moes. En dis baie dinge. Hoor hoe verduidelik Spurgeon dit. Hy sê, this is how the grace of the word works. This is how the grace of the word works. It enters the soul, penetrates the heart, it saturates the conscience, abides in the memory, affects the affections, dit maak ons lief vir ander dinge, gives understanding to the understanding, and imparts real life to the heart, which is the seat of life. Dis wat God se woord genoem, en dis soveel meer as wat ons ooit regtig kan dink. Ek wil dit vir julle verduidelik, God se woord in ons midde. Daar is mense hier wat oor die jare hier hulle hele koers van hulle lewe was verander omdat hulle 'n woord ontvang het. Die hele koers van lewe, hulle was soontoe en nou is hulle so gelowige, nie 'n redding nie, hulle het leiding gekry. God se woord het hulle in 'n nuwe rigting gestuur. Een woord, een besluit het hulle hele koers van hulle lewe verander, op 'n nuwe paadjie gesit. Daar is mense hier wat gegeewe die standvastige, consistent dieet van God se woord op sulke maniere gevorm en gevou was, soveel so dat as hulle 'n jaar of 2 sou terugkyk, sou hulle nie hulle self erken nie. Daar is mense hier in ons midde wat self sal sê hulle geestelike lewe was besig om heeltemal dood te gaan. Maar toe kom daai soet reën van God se woord op die droë seisoen van hulle harte.
Die droë woestyn van hulle harte en dit bring nuwe geestelike lewe. Daar waar daar droogte was. Daar is mense hier wat selfs op die praktiese vlak besluit het om God se woord gehoorsaam te wees en nie met daai ongelowige ou of girl uit te gegaan het nie, want God se woord het gesê nee. Daar's baie sulke voorbeelde. Daar's mense hier wat gegee God se woord, hulle sonde kon bely in nagmaal en maande se geestelike worsteling gespaar was. Want God se woord sê bely jou sondes. En dan natuurlik, as eintlik nog een, daar's mense wat gered was uit sulke sonde dat dit hulle huwelik of selfs hulle toekomstige huwelik sou geruïneer het indien God se woord nie ingetree het nie. En dan laastens, die grootste een van almal, daar is mense hier wat vanuit die koninkryk van die duisternis oorbeweeg het na die koninkryk van die lig toe, gegee God se woord. Hulle was vergewe vir hulle sondes. Alle skuld en seer wat hulle gedra het en wat hulle sou gedra het vir hulle hele lewe, was vergewe, weggewas, weggespoel, so ver soos die ooste is van die weste, weg, hulle sonde was weg. En daai sonde sou verdere gebrokenheid veroorsaak het, dit het nie. Want die Here het dit weggewas. Alles was weggespoel in een genadige oomblik waar die Gees van God, Jesus se bloed, in hulle lewens nuwe lewe gebring het, omdat die woord van God verkondig was. Sien julle die krag van God se woord in ons midde? Sien julle hoe God se woord uitgaan en dit dra vrug, dit bereik alles, presies soos wat die Here wil hê dit moet gebeur. En dan is daar nie eens gepraat van wat die Here nog gaan doen nie. Ons sit hier vanaand en elkeen van ons sit met God se woord in ons harte. Niks wat die laaste 3 jaar gedoen was in jou hart en wat hier gepreek was en wat in jou gesin gedeel was en met jou vriende met jou gedeel, nie een van daai woorde gaan nou net uit jou hart uit wegval. Elke liewe woord wat die Here gesaai het, die bly in jou hart. Elke preek, elke vers, elke oomblik waar jy gesit het onder God, dit bly in jou hart. En wie weet wat die Here nog gaan doen met daai woord in die volgende 60 jaar van jou lewe nie. Aandiens, daar's baie om voor dankbaar te wees. En ek wil vir julle sê, God se woord wat hier uitgegaan het, dit het alles presies bereik, soos wat God bestem het dit moes. En daarvoor sê ons dankie, Here, dankie. Ons sê dankie en ons sê ons soek nog. Hou aan met ons werk. Hou aan ons verfris met u woord. Hou aan die lig in ons donkerte te wees. Hou aan ons oë oopmaak tot die nuwe realiteite wat ons nie eens waarneem nie, maar u woord kom wys ons. Hou aan ons uitdaag, hou aan ons waarsku. Hou aan. Ons soek nog. Ek wil sê net omdat ons na 'n oggenddiens konteks toe beweeg. Ons moet versigtig wees dat ons nie dink aanddiens het my geestelike groei verseker nie. Aanddiens was die plek. Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Dit was die Here en sy woord wat ons geestelike groei gegee het in sy genade en op sy tyd. En ons moenie op 'n ongesonde manier aanddiens of selfs hierdie gemeenskap verhef nie. Ons moet vertrou, dit is God se woord wat hier uitgaan en in ons oggenddiens uitgaan, wat aanhou die versekerde plek gaan wees vir ons toekomstige groei in Jesus. Ek wil afsluit met God se perfekte woord aan ons. Wat is God se perfekte woord aan ons? Ons lees in die boek van Johannes dat Jesus God se perfekte en beste woord was vir ons. Johannes 1:1 en Johannes 1:14 sê die volgende: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. God wat gewoonlik gepraat het met die mensdom vir alle eeue deur profete en wondertekens, het een finale keer sy perfekte boodskap vir ons gegee deur sy seun Jesus Christus.
God die Seun het mens geword. Hy het in ons midde kom lewe en op 'n wonderbaarlike manier God se woord kom uitlewe vir ons. En hy het God se woord kom kommunikeer op 'n manier wat nog nooit voorheen moontlik was nie en nooit ooit weer moontlik gaan wees nie. Jesus se lewe, Jesus se hart, sy dade bly God se perfekte woord aan ons. En wat was daai woord? Dit was een van vergifnis. En daai woord, of jy nog nie 'n gelowige is nie of al lank 'n gelowige is, daai woord van vergifnis bly die geestelike petrol wat ons gaan nodig hê tot in ons ou dag. Daar's geen ander woord wat die gelowige nodig het buiten die woord nie. Dit is ons geestelike petrol. As jy vir 'n oomblik kon dink, wat sou jy gesê het? As jy kon raai, God, wat sou jy gesê het is God se beste woord? As God een keer sy beste woord aan ons kon kommunikeer, wat sou jou raaiskoot gewees het? Sou jy gesê het God gaan onvoorwaardelike liefde kommunikeer met sy beste woord aan ons? Sou jy dit gesê het? Ek gaan eerlik wees, ek sou dit nie gesê het nie. Ek sou nie geraai het dat dit God se beste woord is vir ons nie. Nie gegee my eie sonde nie en nietemin die sonde wat ek om my sien nie. Ek sou nie gesê het God se beste woord aan ons is een van vergifnis en liefde nie. Maar dis presies wat God gedoen het. Hy het 'n woord van liefde gebring, 'n woord van vergifnis, 'n woord van hoop, 'n woord van redding. En dit wys weer eens hoe sy wysheid en sy maniere en sy weë soveel hoër is as ons sin. Ken jy hierdie Jesus? Gaan soek jy gelowige dalk op 'n ander plek vir jou geestelike petrol. Ongelowige, ken jy hierdie Jesus? Weet jy hierdie is die beste gekommunikeerde woord. Dit wys God se hart die duidelikste. Het jy dit al gehoor dat Jesus lief is vir jou en hy nooi jou om jou sondes te kom bely by hom? Ek wil afsluit met een laaste Spurgeon quote. Hoor hoe stel hy dit? Hy sê, could man have dreamed that he would be the object of eternal love? Could we have imagined the Almighty would give his only begotten Son to die for guilty man? The atonement was a thought which never would have crossed man's mind if he had not first of all been revealed to him by the great Father. The divine way of lifting up the poor from the dust and the needy from the dunghill by his rich, free, omnipotent grace is not of man nor by man. The Lord's thought of choosing the base things of the world and the things that are not, to bring to naught the things that are. His thoughts of sovereignty and his thoughts of grace, all consistent with his thoughts of justice, are far above human invention and out of man's range of thought. Dankie Here vir u perfekte woord aan ons. Kom ek bid vir ons. Ja, Vader, ons sê dankie vir u woord. Ons sê dankie dat die soet reën van u woord was neergestort op ons. En toe daai reën ons harte tref, het dit vrug gedra. Spesifieke vrugte gedra, persoonlike vrugte gedra. Dit het ons elkeen aangeraak, gegee waar ons elkeen is in ons lewens. En ons dankie vir dit. Ons prys die heilige naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.